Touching Jesus is all that matters. Dat baie mense, dit is nogal heeltemal in skakeling met my woord. Dis wanneer God jou aanraak. Touching Jesus is all that matters. Weet jy wat hy wag vir ons? Hy is daar om jou te seën. Hy is daar om jou aan te raak, maar u en ek moet hom nader. Hy sê nader tot my, en ek sal tot julle nader. Wonderlik om in die huis van die Here te wees, is dit nie vanmorgen. Halleluja. Ons dank u vanmorgen, Hemelse Vader, vir die voorreg om in die huis van die Here te wees. Het is lekker vanmorgen om in die teenwoordigheid van die koning van die heelal te wees. Om u te ken as ons God en ons koning. U wie beheer het oor alles, oor lewe en oor dood. U wat beheer het, Here, oor ons liggame, oor ons situasies, wat in ons oorgegee is, aan u beheer u ons omstandighede. Dankie dat ons in die huis van die Here kan wees, en ons het vanmorgen 'n aanraking van u nodig. Just a touch of the Lord is so real. Dat ons sal aanraak vanmorgen deur die kosbare woord. Dankie vir u teenwoordigheid, Here. Dit is vir ons 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die koning te wees van die heelal. Ons verheerlik u en ons loof en prys u en ons dankie vir die kosbare seën uit u woord wat nou gaan vloei deur middel van die Heilige Gees in Jesus se naam. Amen. Wanneer God jou aanraak, terwyl ek met die Here besig was ek werklik oorweldig deur die Gees van die Here, toe hy met my begin deel
En nêrens in die Ou Testament, van die begin af, behalwe Adam en Eva, het geen mens ooit weer die voorreg gehad om God te sien nie. Op internet en oral baie drome, mense wat dood was, wat sê, hulle het hom gesien, jy kan hom nie sien nie. God is lig, hy's gees, hy's nie meer in die vlees nie, alhoewel hy die liggaamlike vorm het. Hy sê, want laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, dis eenheid. Dis God gees. Moses sê, ek begeer, terwyl hy 'n pad met die Here geloop het, en hy sien wat God doen, sê hy, Here, ek wil graag u aangesig sien, en God sê vir hom, geen mens kan my sien en bly lewe. Maar ons kan hom voel. Ek kan sy aanraking voel, as ek opreg is. U lees saam met my Markus 1 vers 40, ek het net so hier daar 'n paar kort versies, Markus 1 van vers 40. Jesus in sy aardse bediening, van die paar jaar wat hy bedien het, was hy 'n kontakmens. En hy die hemelse koninkryk verteenwoordig op aarde. In baie gevalle het hy net gesag gevat, omdat daar gesag in die woord is, en hy het gesê, wees genees, neem jou bed op. Maar as gevalle soos hierdie, wat hy gevat het aan mense, en as hy jou gevat het, en sy afdruk is op jou menslike wese ingeprint, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Stem jy saam? En die melaatses was uitgewyk in die buitekante van die stede, was hulle uitgegooi, hulle kon nie naby aan die stad kom, nêrens. Daar was iemand wat op 'n stadium vir hulle kos gaan neersit het buite, by 'n gegeewe plek, omdat melaatsheid hoog aansteeklik was, kon niemand naby 'n melaatse kom nie. Maar hier sê in die eerste hoofstuk, die 40ste vers, en daar kom 'n melaatse na hom toe. Jy sien die melaatse het geweet, as hy my aanraak, sal ek nooit weer dieselfde wees nie. En hy mag nie naby hom gekom het nie. Hy was as 'n rabbi gesien, 'n meester, en hy kon nie tussen die volk, en daar was altyd mense om Jesus, en hy kom na hom toe, wat hom smeek, en voor hom op die knieë val, en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. Hoor vanmôre, hy wil. Hy wil. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel, en die hand uitgesteek, en hom aangeraak, en vir hom gesê, ek wil. Dis die mooiste, wat vir jy van die hemelse verteenwoordiger deel van die drie-eenheid kan hoor. Ek wil. God sê vir die kerk vanmôre, ek wil. Word gereinig. En toe hy dit sê, het die melaatsheid hom dadelik verlaat, en hy is gereinig. 'n werklike aanraking is 'n dadelike verandering. Dis nie op 'n kerkregister nie. Dis nie my naam iewers by 'n gemeente nie. Dit is 'n aanraking deur God in my lewe. Halleluja. Jeremia net 1 vers 9. Jeremia 1:9 as u wil. Maar is net 1 versie wat ek vir u daar wil aanhaal. Was Jeremia self, toe die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer. Die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Dit was 'n geestelike aanraking aan sy mond. God raak
mense aan, glo dit. En dadelik sal ons weet, wanneer hy verbykom en hy raak ons aan. Meeste mense, as jy nie abnormaal groot geword het, en dit gebeur ook, verstaan my, en ek sê nie, dis 'n afwyking nie, dis 'n abnormale opgroei. Jy behoort in jou huis te leer, dat kontak belangrik is. Eerlik, dit lyk nie of een van julle mekaar druk of julle kinders druk. Kontak is belangrik. Ek is 'n kontakvraat, ek het nie 'n probleem daarmee. Ek hou van kontak, ek hou van 'n druk gee, ek hou van vashou, ek hou van om net so aan iemand se skouer te vat. Ek hou daarvan, dit is in my hele wese, want ek is gemaak as kontakwesens. Onthou as ouer mense was anders dan. Ek weet nie of julle weet van julle ouers, maar ek weet my ouers, fantastiese ouers, vir alles vir jou gedoen. Maar daar was die ding van, hy jou gaan drukkie gee. Nee, jy het jou kant gebring, hulle het hulle kant gebring, en as hulle vir jou gesorg het, is dit reg. Of jy afgestof het, of gekyk het dat die dinge gebeur, wil ek vir u sê, dan is alles reg. Sy wil net altyd geweet, jy ore gewas. Nou, my broers en susters, dit is een van die dinge wat belangrik is, en ek wil vir die ouers die sê wat nog kinders het, moenie ophou in jou kind kontak gee, en liefde bewys aan jou kind nie. Dit is so belangrik. Ek sien hoe lekker sit 3 en die keer op sy arm. Dit is so belangrik, dat daar kontak is, en dat jy jou kinders, kleinkinders, jou man, jou vrou, die by naby jou is, vir hulle wys, ek gee om, dit is deur kontak. Jy is so geprogrammeer, hoor vanmorgen. Dit kom uit jou brein uit, en daar skei iets uit jou brein uit, wanneer daar kontak is. En as mense wat wel, deur omstandighede, en jy sal net nou hoor, wat gebeur het, maak dat hulle nie 'n kontak mens is nie. Moenie my raak nie man, moenie in my vat. Jy kry dit. Dit kom van jou kleintyd, dit kan van die baarmoeder afkom, dit kom van jou kleintyd af. Maar eintlik is daar 'n behoefte, dat elkeen iewers aangeraak word, want dit doen iets in jou liggaam en in jou brein konneksie. Dis 'n feit. 1995 is daar tweeling gebore. Is aangeteken deur 'n sielkundige. Jy sal nou sien waar hy gaan ek weet ek kom altyd 'n snaakse draai. En hierdie sielkundige het 'n studie gemaak. Dit was direk na die Tweede Wêreldoorlog. En jou tweelingkie wat gebore is, Briley en Kylie, verskoon tog, hierdie is 95, die ander geval was nie na die oorlog. Briley en Kylie, ekskuus tog, is 95 gebore. En hulle het die twee geskei, want het agtergekom, was die protokol van die hospitaal, dat wanneer een van die kinders siek is, of babietjie siek is, sit julle nie saam. Elkeen sy eie broeikas. En hulle het die twee geskei, en het was Briley wat baie siek was, en die verpleegster het teen die reëls van die hospitaal vir Briley gevat en haar by Kylie in die broeikas geplaas. En is opgeteken in die mediese wêreld. Net nadat die een sussie by die ander sussie geplaas is, het die twee klein, prematuur babietjies, na mekaar toe gerol. En aan mekaar geraak, dit is aangeteken. En die enetjie wie sy hartklop uit ritme was, wat jy duidelik sien siek was binne 'n paar uur was sy beter, want in die baarmoeder was daar kontak gewees. So belangrik is kontak. En hulle sien jy die kind stabiliseer, en die volgende oomblik, toe sê die sussie wat gesond is, onthou hulle is prematuur, hulle is klein, haar armpie oor die ander sussie se lyf, die verpleegster het uitgebars in trane, en sy het gaan vertel, en dit het dinge heeltemal verander rondom die tweelinge, rondom konneksies, rondom kontak, en dit is so belangrik, en hulle sê die ander enetjie het 100% herstel,
Jy sien, want onmiddellik voel sy geborge, dit wat ek gewoond is aan vir 9 maande, is hier by my. Sy vat aan my, daar's kontak. En ek wil vanmôre vir u sê, die heel belangrikste kontak vanmôre, is jou kontak met God, en God se kontak met jou. Jy kan drome hê, dinge kan met jou gebeur, maar net wanneer God jou waaragtig aanraak, dan gebeur daar iets in jou binneste. En die sielkunde en die mediese het gesê, hulle besef na hierdie situasie, was daar studies gedoen, dat kontak selfs van die kleinste van babetjies so belangrik is. So belangrik is. En daarom is ek vandag nog spyt, en ek noem dit vir u, toe my meisiekind gebore is, toe moes daar skuif Pretoria toe van Witbank af. En niemand het saam met haar gegaan nie. En ek was nie toegelaat om haar te raak. En my tannie het gelukkig gegaan, en ons is besig in ons hartgroep, en vandag nog dan besef ek, daar's goed wat belangriker is as werk. Daar is goed wat belangriker is as besigheid en rondhardloop. Daar is goed wat belangriker is, en my tannie sê, sy het haar hand so deurgesit, en op hierdie klein, want sy was op meer as 'n maand te vroeg gebore, op hierdie klein mensie gelê vir haar gepit, en sy sê, sy kon dadelik voel, daar's iets in hierdie liggaampie wat verander, want jy sien, kontak is iets van die belangrikste dinge wat daar is. En menslike aanraking, maar God se aanraking is so belangrik. En ek kan nie waarborg, jy sal hom nie sien nie, maar jy gaan hom voel. En baie keer is dit die hoendervleis gevoel, baie keer is dit net, ek voel die nabyheid van die Here. Ek wil vir jy sê, ek het 'n buurman gehad, en ons was regtig redelik naby, al die 20 jaar langs mekaar gebly, kinders saam groot gemaak, en hy was in die polisiemag gewees. Hy het homself redelik opgewerk, maar hy was as gevolg van 'n besering in sy brein toe hy jonk was, het hierdie man geweldige epileptiese aanvalle gekry, en daar was hallusinasies by, en geweldige toestand waarin hy was. En met genesing oor 'n lang tydperk het hy 40 jaar gedien in die polisie. En toe hy klaar maak, baie mooi kind van die Here, toe loop ek en hy eendag in die tuin, moes iets gaan haal het. Hy meld by buurman genoem, hy sê, buurman, weet jy wat? En hy is in 'n ander kerkgroep, maar dit maak nie saak. Hy loop, hy sê, weet jy wat? Daar's tye as ek hier loop, hy was 'n duiweboer ook gewees. Hy sê, as ek hier loop, hy sê, ek gaan nie in my duiwehok in, dan voel ek is iemand hier by my. Ek sê, buurman, luister, dit is die teenwoordigheid van die Here, want ek weet, hy was 'n kind van die Here. Kom by die dokter uit, hy word alles sieker, en hy gaan weer in dieselfde situasie in by sy aftrede. En hulle gee hom medikasie, en hy begin hallusineer. In die middag toe sy vrou by die huis kom, het hy homself in die lewe gebring. En ek wil vir u sê, dit is nie as gevolg van dat hy net moeg was vir die lewe nie. Dit was 'n situasie gewees buite sy beheer, maar ek weet, hy het verhouding met die Here gehad. Hy was nie by toe dit gebeur het nie. En ek wil vir u sê, ek glo dat hy dit gemaak het. Jy moet vinnig vingerwys mense in situasies nie. Dat die gevoel kom uit Genesis 2:7. En die woord sê, en die Here God het die stof van die aarde, die mens gemaak, en in sy neus die asem van lewe geplaas. So die mens 'n lewende siel geword. Dis sê vir iets, uit die olifant gevat en hom gemaak, uit die grond uit en hom gesê, daar's 'n olifant, hier's 'n giraf nie. Hy het niks met sy hande gemaak, behalwe deur sy woord het hy alles geskep, net die mens geformeer. So die hande van God was op die mens by die plek van formeer.
Die dag toe jou ma met jou swanger geraak het, ongeag waar jy jouself bevind vanmôre, toe was dit die hand van God en die afdruk wat het toegelaat. Dis hy nie 'n goeie God nie. Sy hande op die mens en hy raak die skepping aan en alles verander omdat God die mens gemaak het. En soos met klei, jy kan dophou met die sagte klei van die kinders. As jy met daai klei bietjie werk, dan sit jou afdrukke op die klei. Sy afdrukke is op jou. Of jy dit wil weet vanmôre, of jy dit nie wil weet nie, want jy is in sy beeld en sy gelykenis gemaak. Jy sê Moses, ag, ek wil so graag en net sien, die Here God sê, al wat jy kan sien, ek sal my heerlikheid verby jou laat gaan, en sy hand, hou hy die skeur van die rots toe op die berg, en hy sien net die agterkant die heerlikheid verby beweeg, van God. Ek wil vanmôre vir die kerk sê, dis weer tyd dat ons begin begeer, om die heerlikheid van God in die kerk te kry, om die heerlikheid van God in ons midde te kry. Vanmôre was die beweging van die Heilige Gees, en ek wil vanmôre vir die sangleiers sê, ek wil vanmôre vir die sanghoof sê, ek wil vanmôre vir die pastore sê, vir my, vir pastoor Johnny, almal wat betrokke is, luister as die Gees werk, dat die Gees van die Here sy rigting vat. Ons wil so graag in ons orde bly, ons wil so graag in ons maniertjies bly, terwyl dit hy is wat ons wil kom aanraak, en sy teenwoordigheid hier maak die verskil vanmôre. Halleluja. Die vraag is vanmôre, ek gaan nie lank preek nie, hoor, so moenie worry. Die vraag is vanmôre, wanneer laas het u hom gevoel naby jou in jou teenwoordigheid? Wanneer laas? Ek sê vanmôre, pastoor, ek weet nou nie waarvan jy praat nie. Is my lekker in die kerk en ons steek ons hande op en ek lees my Bybel, soos hy ou vir my gesê het, nou, week terug gelees, soos ek het my Here, en as jy eers so begin om jy klaar weet, die moeilikheid. Maar wanneer laas het jy God gevoel, hy staan hier by my, hy saam met my in die kar, kry weer die begeerte vanmôre. Sê, Here, ek het u teenwoordigheid nodig. Al kan ek u nie sien, wil ek u hand voel. Ek wil u hand voel. As iemand wat nouydag vertel het, praat onder korreksie, ek weet nie of het pa was nie, sê wat gevoel het toe dat die bed induik, en iemand by hom kom sit, toe dit nie goed gegaan het met hom. Dis daai teenwoordigheid wat ek baie keer net vir jou laat deurkom. Ek is hier. Dis daai teenwoordigheid wat die verskil maak wanneer jy voel, Here, ek is op die grond, ek het geen ander manier, maar Here, ek vertrou U, dan sal jy ervaar, hy's daar. Daar 3 tipes in die kerk, wat ek ook op die tema gesit het. As iemand gesê het, ek het dit al genoem in die plek, maar vanmôre net so 'n bietjie uitwy, dat van ons ouer mense in die eerste geslag was 'n toegewyde geslag, toe kry die kompromerende geslag wat dinge kan as toelaat waar ons wil, toe kry jy 'n verwarde geslag waar ons verborre is. Daar's verwarring in die kerkewêreld oor hoe ons God moet dien en hoe ons God moet aanbid, terwyl die woord baie reguit is hoe God aanbid moet word. Ek wil vir u sê, God het nog nooit verander nie. Die probleem is, die verwardheid kom in die natuur van die mense, die vleeslikheid. En ongelukkig is daar 3 tipes in die kerk gewoonlik. Jy die vleeslike klop waar daar sit, wat goed is, wat jy moet hoor. Daar's vleeslike mense wat net kom, dis maar lekker, dis gewoonte, ek is geleer as ek moet kerk toe gaan. Jy het 'n klomp wat kompromeer, deel van die wêreld, as ek maar tyd is, en ons deel maar 'n wyntjie, of ons drink 'n bietjie saam, is dit fyn. Ons kompromeer met die wêreld, en dan Sondag wil ek kompromeer, ek is 'n kind van die Here, dan wil ek weer getuig, ek is 'n kind van die Here. Ek wil vir sê, kompromering met die wêreld werk nie.
Raak stil nie. Wanneer ons toegewyd is, sal jy sien as mense baie keer. Jy kry hulle in die bidkamer baie keer. Jy kry hulle in toegewydheid. En die persoon wat die beste weet van wie jy is jou man of jou vrou, of jou kinders. Hoe toegewyd is u, en koop u tyd uit, om met God tyd te spandeer. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons werke is belangrik, en party staan vroeg op, hier's mense wat ek weet wat baie vroeg opstaan, wat in myn bedryf en dinge is wat jy moet vroeg beweeg. Maar ek vra u vanmôre, hoe lyk jou verhouding, en waar staan jy ten opsigte van jou verhouding met God? Want ons kan so besig raak. Lukas 10:40, ek kan vinnig net vir my daar 'n paar versies lees. Lukas 10:40, oor Martha en Maria, net vinnig vir iets uitwys, hier op my hart gelê het. Lukas 10:40. Ek dink ons begin sommer daar op 38. Op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. Right. So Martha was die ene, hulle praat van die love languages van gee, die een gee liefde, en ek het tot op troues gepreek, daar's verskillende love languages van mense, maar Martha was een van daai gasvrye mense wat liefde wou gee. Sy hoor die meester kom, sy het hom in haar huis ontvang. Sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete, sy ma nie, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Hier is waar die belangrike kern kom. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Ons moet almal eet. Ek moet hierdie plaat koekies reg kry. Ek moet sorg dat die koffie reg is. En Maria het nie 'n saak nie. Sy sit daar by die voete van die meester en sy luister na die woord. Sy het verhouding met Jesus. Maar Martha, vers 40, was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan. Nou hardloop sy daar rond. En toe sê sy, Here, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sy het nou 'n probleem met hierdie sussie van haar, om het te aanklag. Gee nie om my sussie alleen bedien nie. Sê dan vir haar, wat sy my moet help. Sy hoor nie wat die meester sê nie. Hy's in die huis. En hy's baie keer in die kerk. Hy's in jou huis. Hy's in jou voertuig. Ons hoor nie wat hy sê nie, want ek is so besig met my werksituasie. Ek is so besig met dit wat belangriker is, as om sy stem te hoor, dat ek nie eens in die kar tyd sal uitkoop om met God te praat nie. Never mind op by die huis. Wil jy nie vir haar sê om my te help nie? Oor wat Jesus vir haar sê. En wanneer die Bybel iemand se naam herhaal of iets herhaal, is dit 'n beklemtoning. Hy sê, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Baie dinge. So, hierdie vrou het nie die huishouding en al die goed wat nou moet regloop hier, want die meester moet nou reg eet. En daar was disippels versekerlik ook by. Maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word. Wat het Maria uitgekies? Om 'n aanraking van die meester te hê. Dat vir iemand sê vanmôre, dis nie die moeite werd om jou uit te verkoop aan wêreldse dinge, rond te hardloop. Ons moet werk. Verstaan my mooi, ek werk ook nog. Ons moet werk. Maar vir u sê, koop tyd uit om tyd te spandeer by die meester. Hy sê, sy het die goeie deel uitgekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Daar is iets daarin om tyd te spandeer in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Toegewydheid is van haar se aanraking. En ek wil vir sê, voor genesing
is daar altyd 'n aanraking. Of dit iemand se hand is, of dit die gees van God is wat deur beweeg. Ons het die genesings gesien. Tannie Janet het met gordelroos ingeloop verlede week. Sy sê is opgeklaar. Dit gebeur nie sommer nie. Beteken dit 6 maande. Sy loop nou die oggend hier in, daar in Gietes, haar stem is weg. Ons gryp haar sommer daar by die deur. Sê in die naam van die Here. Jy sal opgaan jou keel. 10 minute later die staan sy met my gesels. Dis onnormaal, want hulle geloof is normaal, so hulle normaal is fyn. So glo hulle. Jy sien, wanneer jou geloof 'n normale toewyding is God daar om te genees. God is daar om jou aan te raak. O Martha, Martha, jy is so besig. Ek wil vir u sê, ons is sy hande. Beteken as dit jou hand op iemand se hoof, iemand jou op iemand se skouer, wat die verskil maak in iemand se lewe. En wat iemand kan voel, regtig die Here het by my vanmôre stil gestaan. Stem u saam? En ek wil vir u vra, dit gaan nie aan hoe lank ons bid nie. Ek ken 'n persoon wat altyd deur by my, ek verstaan nie hoekom nie, hy wil altyd my laat verstaan. 2 uur in die oggend, dan begin ek bid. Dan dink ek, ag Here, ek sukkel om 'n halfuur te bid. Hy sê, en dan 3 uur sluit my vrou by my aan, en dan bid ons verder. Weet jy wat is my probleem met dit? Is nie om tyd met God te spandeer. My probleem is, jy kry mense wat net gehoor wil word, hulle praat. Dis ongeskik om net te praat en nie te luister. So wat ons wil doen, ons sê vir mekaar, bid man, bid sonder ophou, die woord sê dit, en mense bly brabbel, bly voor God, bly bid, maar die een, hoeveel mense is hier vanmôre, wat die tyd uitkoop, om stil te sit, en te wag, en te mediteer op hom, en te wag, Here, wat wil u vir my sê? U sal verbaas wees, wanneer jy stil raak voor God, bid jou 15 minute of jou halfuur, en word stil, en sit net stil met die woord, en kyk wat sê hy vir jou in die woord uit, hoor wat hy in jou gees teenspraak lewer, dis wanneer God persoonlik met jou deel, hoor vanmôre die woord van die Here. Ons praat en wil te veel bid en voel, ek het hierdie gebedslewe, as die man breek, as ek die woord mag gebruik, hy sê, ons bid so 4 uur nou. Wat beteken dit? As ek nie kan hoor, of ek hoor wat die meester sê, of hy raak my aan nie. Jy saam met my vanmôre. Wag ons regtig op hom. Jy sien, mense het 'n verwardheid, en daar's konflik in hulle baie keer, omdat hulle geestelik op die plek is nie. Jy kry sulke rollercoaster Christene. Vandag gaan dit goed, môre is ek onder, môre is ek bo, môre is nee. Wanneer jy by die meester se voete sit, sal jy agterkom, al is daar hoeveel konflik in die wêreld. En jy kan vir my niks vertel van konflik nie. Jy kan vir my niks vertel van die druk van die wêreld buite nie. Ek was daar, ek is daar, ek weet hoe dit buite gaan. Ek wil maar vanmôre vir u sê, begin tyd uitkoop, dat die hand van die meester jou kan aanraak. En hoor wat hy vir jou wil sê. Ek sluit af. Dis waar die Tweede Wêreldoorlog, eerste verhaal het ek omgeruil, dis waar die Tweede Wêreldoorlog inkom. Jy moet verstaan, dis net na die laat 30's. Die Wêreldoorlog stop. So verwardheid, en daar's 100,000 klein kindertjies en babas tot op kleuterouderdom, 100, hulle sê eintlik meer as 100,000 wesies in weeshuise. En een van hierdie weeshuise het 'n massiewe groep van hierdie gehad. Dit was so chaos na die oorlog, en dat hulle 'n massiewe area omskep het, amper soos in hokke met tralies.
en die babas en die kleuters so in hokkies gesit het. Daar was 'n tekort aan personeel. 7 babas per verpleegster. En is opgeteken deur Renée Spitz, 'n sielkundige van die tyd, uit 'n studie gaan doen daaroor. Dat hom gesê, kom kyk, hier's iets nie reg hier by hierdie plek. En hy het gaan monitor, hy sien die doeke word skoon gemaak en jy moet onthou, die verpleegsters kom toe deur hierdie oorlog, van hulle paas is dood, van hulle broers is dood, van hulle mans is dood, en hulle is in hierdie situasie met hierdie kleintjies wat in 'n geweldige stryd is, kleintjies wie se ouers weg is, kleintjies wie se ouers dood is, meer as 100,000 van hulle, en dit is 'n geweldige toestand met hierdie klomp verpleegsters. En iemand het dit opgeteken, jy kan dit naslaan. Hulle het elke dag hulle bottelende kos gekry, maar hulle het aanhou huil. Jy sien, ek is 'n kontakmens, so, die goede vang my. Hulle sê van ons haantjies, uitgestrek. Weet jy waarvoor? Vir 'n aanraking. Dis hoekom ek sê, daar's iets in 'n aanraking. En hulle sê die ou kleintjies wat kon opstaan, het in hierdie hokkies gestaan, en so geroep, gevat, hulle kon nog nie praat nie, geluide gemaak, hulle het 'n aanraking gesoek, die verpleegsters verbygekom, skoon gemaak, en hulle borreltjie gegee, hulle kossies gegee en gelos. En hierdie is werklik opgeteken, half smekend, net vir 'n aanraking. Na tyd lank, ongeveer 6 maande, het hulle begin sterf, een vir een. En jy kan dit gaan kyk, dis werklik 'n opgetekende mediese feit. 39% van hierdie weeskindertjies sterf sonder 'n siekte. En die ondersoek daarna van hierdie Spitz, die sielkundige wys, dis as gevolg van 'n gebrek aan liefde en aanraking. 39% sterf sonder siekte. Hulle sê die orgaantjies het net begin oppak. Hulle het alles probeer. Want jy sien, dis net 'n vinnige mediese prosedure en inspuiting en vinnig doekruil maar daar's nie kontak en vashou en liefde nie. En die kindertjies sterf. En die sielkundige sê, hoor wat sê hy? Hy sê daar was 'n honger in hierdie kinders. En ek weet nie hoe moes hy voel om dit te notuleer nie. Ek sal dit in my lewe nie kan doen. Ek sal in die hok klim. En sy bevinding was, hy sê it was because of the lack of touch. The lack of human love. En die liggaamies begin ingee, een na die ander. En ek vra die kerk vanmôre, hoeveel te meer van ons is in die een of ander hok vasgevang, tussen woonhok en werkhok en verantwoordelikhede. En ja, dat is 'n geldjie vir 'n kos, en dat is 'n geldjie vir, en ek maak dit miskien net en ek oorleef. Want jy nie 'n begeerte, soos hierdie kindertjies, met 'n hand wat uitreik. Here, kom raak my net aan. Is daar net iemand wat my wil vashou? Is daar net iemand wat my 'n bietjie liefde wil gee? Het jy nie daai begeerte? Dis in jou, want dis in jou ingebou. Het ons nie die begeerte by die aanraking van God nie. Wanneer laas het jy werklik gevoel dat God by jou stil staan? Wanneer laas het jy werklik 'n begeerte gehad? Here, kom raak my aan. Of kan ons maar net, ek kan dit net maar verbygaan as ek die diens net klaar kom. Ek wil by die huis kom, ek wil my middagete gaan eet. Ek wil my middagslaapie gaan vat. Ek vra u, wanneer laas het ons werklik 'n aanraking van God gehad? Dat het my gevang in die week. Terwyl ek begin voorberei en Saterdag toe my notas opsit, toe besef ek, Here, ek het lanklaas werklik met u 'n verhoudings kontak gehad. Ek bid ja,
ek lees die woord, ek moet die woord gereeld ondersoek wat ek moet preek, maar ek wil vir u sê, daar was tye wat ek gery het in my bakkie, wat ek die heerlikheid van die Here so ervaar het, dat ek moes stop, ek huil so, ek kan nie verder ry nie, want die teenwoordigheid van die Here is in die voertuig. Ek wil vir u sê, kry God terug in jou omstandighede, sodat die aanraking van die Here op jou lewe kan wees vanmôre. Steek jou hand net so op en kyk op en sê, Here, ek begeer dit vanmôre, u teenwoordigheid, u aanraking. As dit 'n werklike begeerte is, sal God vir jou dit gee. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou vermoëns kan jou net so ver vat. Jou menslikheid, jou kontakte kan jou net so ver vat. Die besigheidswêreld, het hulle die tydskrif, 'n paar jaar terug lees ek, ek sit in 'n bank vir iemand en wag, en ek lees daar in die banktydskrif, hulle sê, die grootste suksesse van sakemanne, wat die grootste, dis voor die groot braaibery en snaaks goed nou gebeur, en omkoopry, sê die grootste suksesse gaan oor kontakte. Wie jy ken, jou kontakte kan jou net so ver vat. Jou geld kan jy net so ver vat, maar vanmôre wil ek vir mense nie meer by sê, in hierdie plek sê vanmôre, met Jesus, kan jy deurgaan, deur elke omstandigheid, maak die saak, waar jy jouself bevind nie. Touching Jesus is all that matters. Ek sluit. Touching Jesus is all that matters. Ek het vir u gesê dat sy afdruk van sy vingers is op jou as mens. En waar bevind u uself vanmôre? Terwyl jy in hierdie kerk sit. Ernstige woord vanmôre. Ek het nie maar net iewers uitgekrap nie. By die Here gekry. As 'n woordjie wat sê, as jy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Jy sal weet. Hy was hier by my. Jy sal weet, ek het vrede. Te midde van. Daar's soveel vredediewe, wat ons vrede kom steel in die wêreld, rondom besigheid, rondom ons werke, rondom ons huise, rondom ons kinders. As jy vanmôre begeerte het, wil ek jou vra om saam met te staan, ons sluit ons oë, en ons sing die koortjie vanmôre saam, as kerk, as dit jou begeerte is. Touching oortuigend vanmôre, om net te sê, Here, ek wil graag 'n aanraking hê. My gebed is dat die Gees van die Here vanmôre die oortuiging in jou hart sal sit. Paulus staan by Agrippa die keiser, en hy verduidelik om die saligheidsplan. Weet jy wat sê die keiser vir hom? Hy sê, jy het my byna beweeg.
Baie mense word net byna beweeg. Maar as ons werklik weet wie hy is vanmôre. François, kom hier so. Is daar nog iemand wat net vanmôre net 'n aanraking wil hê van die Here? Ek wou nie maar vanmôre voel ek, kom ek voor net vandag, ons wil net vandag ons hand op die lewe, op 'n soet jong